Is nog nie verveeld vir Awesome God nie, nee. Ek is absoluut mal daaroor. Dit is net die grootheid van ons Here. Weet daai woord awesome. Daar's nie eens 'n mooi Afrikaans daarvoor nie, nee. Maar ons weet wat dit beteken, Awesome God. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike Jesus, baie dankie dat U werklik 'n asemrowende God in ons lewens is. Dat U groot is, dat U magtig is en dat U lief is vir sondaars soos ons. En dat U woord gegee het om ons die ewige waarheid te wys, sodat ons die regte pad in U kan loop. O Here Jesus, weer eens vanaand wil ons U in ons harte en in ons midde innooi en vra dat U Heilige Gees ons hele menswees sal vul. Dat U alle vooroordeel sal afbreek en dat U ons harte sal sag maak met U woord en U liefde en U groot genade, want ons bid dit in ons Jesus se naam. Amen. Goed, vanaand se lesing, die ondersoekende oordeel. Baie belangrik, die ondersoekende oordeel. Nou, hoe gaan U voel as U weet dat daar 'n dag gaan kom wat al U sondes op die lappe gegooi gaan word? Ek wil selfs jou motiewe, jou gedagtes, jou begeertes, elke liewe ding letterlik op die lappe gegooi gaan word. Hoe sal U voel? Jong, ek word sommer koud, want ek weet ek's maar boos, jong. Al my ou dinge wat sal uitkom. Maar tog vertel die Bybel ons, daar's 'n dag wanneer dit gaan gebeur. Wanneer God na jou gaan kyk soos wat jy is. En dit wat jy is, gaan heeltemal oopkom in die oordeel, nie waar nie. Nou, die vorige lesing het ons gekyk na die 2300 jaar profesie en ons het die eerste helfte van dit gedoen, so diegene wat dit gemis het, julle moet maar vanaand vasstaan, hoor, byt maar op die gums of op die tande dat die emalje spat, maar jy gaan dit, as jy die vorige lesing opvang, sal jy vinnig agterkom waar ons is vanaand, en ons het gesien die 2300 jaar, het begin in die jaar 457 voor Christus, met die dekreet van Artasasta om Jerusalem te herbou, en het strek tot 1844, 164 jaar terug, nie waar nie? 164 jaar terug het hierdie profesie eers tot 'n einde gekom, wat vir ons vertel het hoe dinamies is dit. So ons wil gekyk het vanaand, of ons gaan kyk vanaand, wat het gebeur. Nou jy onthou die 70 weke profesie, die 70 maal 7 wat afgesny is van die 2300 jaar, en ons het gesien die doel daarvan was, om die begindatum vir die 2300 jaar profesie vas te stel, onthou 457, om die toekoms van die Joodse volk bekend te maak, onthou dit het te doen gehad met die Jode, en derdens, om die tyd vir die verskyning van die Messias en sy verbond met die Joodse volk bekend te maak. Jy onthou die Messias spesifiek uitgewys, en dit sou dien as waarborg vir die vervulling van die 2300 jaar profesie, en dan laastens om die tyd bekend te maak wanneer God sy oordeel sou begin. Baie belangrik. Nou die groot vraag wat ons gevra het, wat het in 1844 gebeur? Ek bedoel, wat het gebeur in 1844? Kom ons lees dit net weer. Toe hoor ek 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Sal die heiligdom, sowel as die leer, aan vertrapping oorgegee word? Hy vra, hoe lank? En dan kom die antwoord, en hy het vir my gesê, 2300 aandes en morens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Onthou daai woorde, die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou die tempel sou volgens die profesie aan die einde van die 2300 jaar eers gereinig of in sy regte staat herstel word, nie waar nie? Dis wat hierdie versie ons leer. Nou wanneer het die 2300 jaar profesie tot einde gekom? Wanneer het dit tot einde gekom? Kom ons som hom weer op. Daniël 9 vers 24 sê 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te voleindig, om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. Nou die engel Gabriël verduidelik dat die 70 7-talle, met ander woorde die 490 jaar, afgesny of afgemeet of bepaal is vir die Jode. Ek onthou dit het net op die Jode betrekking gehad.
Nou aangesien die 490 jaar periode afgesny is van die 2300 jaar en dit in 34 na Christus geëindig het, bring die oorblywende 1810 jaar ons tot by die jaar 1844 het ons gesien, nie waar nie? As ons dit net vinnig kon opsom, die profesie het begin in die jaar 457 voor Christus met die dekreet van Artasasta om Jerusalem te herstel, en dan die eerste 7 talle, 49 jaar, dit het presies 49 jaar gevat om Jerusalem te herstel en op te bou, of basies die mure en die tempel, en dan sê dit 62 talle tot op 'n gesalfde. Nou ons het gesien, dit het uitgewerk op 27 na Christus, 26 na Christus, maar onthou jy met die jaar 0 bytel. 27 na Christus, wanneer Jesus gedoop en herken is as die gesalfde, 3,5 jaar daarna het hy slagoffer en spysoffer laat ophou deur sy sterwe aan die kruis, en 3,5 jaar daarna, die laaste, bring ons by 34 na Christus met die steniging van Stefanus. Nou as ons dit net vinnig weer kan opsom, as jy nie omgee nie, sien ons of dit te doen gehad met die 2300 jaar profesie, waarvan 490 jaar, 7 tydperke of 7 talle afgesny was van hierdie 2300 jaar, en ons sien die profesie het spesifiek begin in die jaar 457 voor Christus, met die dekreet van koning Artasasta, wat Jerusalem, hy die Jode geld gegee, plus hierdie dekreet om terug te gaan om Jerusalem te herbou. Dit was die enigste dekreet van die 3, onthou ek het vir gesê, daar was 3 dekrete, wat amptelik die Joodse staat herken het, en daarom maak het sin dat ons hierdie datum moes gebruik, en dit pas ook in. En dan die eerste 7 talle, 49 jaar, was om Jerusalem te herstel, dan die 62 talle bring ons by die jaar 27 na Christus uit, en ons sien Jesus is in 27 na Christus gedoop, erken deur God die Vader as die Messias, sonder enige twyfel. Ek wil, jy kan nie iets anders daarby sit nie, want Messias of Hebreeus vir gesalfde en die Grieks vir gesalfde is presies dieselfde woord, dit dui op die Messias. Jy kan dit nie vir iemand anders toepas nie. En natuurlik was daar 1 week of 7 jaar oor, en in die helfte van die week was die kruisiging, en dan in die einde 34 na Christus die steniging van Stefanus. Nou, as ons hierdie 490 jaar van hierdie profesie afsny, bly daar presies 1810 jaar oor, wat ons bring tot die jaar 1844, en die Bybel sê vir ons wat dan? Dan gaan die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nie waar nie? Die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou, iets baie interessants. Hoe weet ons dat hierdie datum, 1844, 100% reg is? Hoe weet ons dit? Eintlik baie duidelik, want hierdie deel van dieselfde profesie is 100% reg, nie waar nie? So as die eerste deel van hierdie profesie 100% reg is, dan moet hierdie datum reg wees, nie waar nie? Dit moet net reg wees. En baie interessant, baie kerke wat ook hierdie profesie doen iets interessants. Nie interessants nie, hulle doen iets doms, as u my sal verskoon as ek dit sê. Hulle vat hierdie laaste week in hierdie profesie, hierdie 7 jaar profesie, en hulle haal hom uit, en hulle sit hom aan die einde, sit hulle hom net daar neer. En dan baseer hulle dit op die wegraping, 7 jaar van verdrukking praat hulle van, so hulle haal hom hier uit en hulle sit hom daar uit, neer. Maar daar is net een probleem. Hierdie profesie is 'n eenheid, nie waar nie? Dit loop aan een. Met ander woorde, jy kan nie 7 jaar hier uithaal en dit aan die einde gaan neersit nie. Jy kan dit nie doen nie. Dis net so goed, jy vat 'n liniaal en jy breek 'n stukkie af en jy gaan sit hom op die punt neer en nou wil jy nog reg meet. Dit maak net nie sin nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy vat dit as 'n eenheid soos dit staan, of jy los dit. Jy kan nie pas en draai nie. So dit is baie belangrik om te onthou. Nou, dit sê 2003 aanse môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou, wat is die heiligdom waarna die profesie verwys? So as ons weet wat is die heiligdom, dan gaan ons bietjie meer inligting kry, nie waar nie? Kom ons lees bietjie in Hebreërs 9 vers 1 en 2 in die Nuwe Testament. Dit sê: So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafels van die troonbrode, wat die heilige genoem word, en agter die tweede voorhangsel, die
Die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarboop die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. Nou die boek Hebreërs beskryf vir ons die Ou Testamentiese heiligdom, soos wat hulle dit in die Ou Testament gehad het, wat natuurlik in Christus vervul is. Nou die heiligdom het uit 2 kamers bestaan. Eintlik 3, maar 2 fisiese kamers. Die eerste afdeling het as die heilige bekend gestaan. Nou hy het die goue kandelaar gehad aan jou linkerkant en die tafel van die troonbrode aan jou regterkant en voor in die middel was 'n goue wierookbak gewees. Nou die tweede afdeling het bekend gestaan as die allerheiligste. Die allerheiligste. En dit het natuurlik die ark van die getuienis met die goue kruik met die manna ingehad, waar Aaron se staf ook was wat gebloei het. Weet, daar's nog 'n interessante gedeelte daaroor. En natuurlik die tafels van die verbond of die 10 gebooie. Jy weet, die 10 gebooie wat op klip geskryf is deur God se eie vinger. Ons gaan bietjie later daarna kyk, was binne in die ark wat in die allerheiligste gewees het. Nou as ons net vir julle opsomming kan wys van plus minus hoe hulle gedink het die ark gelyk het, gebaseer op die Bybel, was dit basies, hierdie het bekend gestaan as die voorgedeelte. Jy weet, dis waar die brandoffer gestaan het, koperwastom, en dan die heiligdom self, wat uit sy 2 afdelings bestaan het, die heilige en die allerheiligste, waar daai dik gordyn was wat hom geskei het. Nou as ons net 'n ander prentjie kyk, as jy in die heiligdom ingekom het, dan aan jou linkerkant was die 7voudige kandelaar, die goue kandelaar, en aan die regterkant die tafel met die troonbrode, was natuurlik ook van goud, en daar in die middel, voor hierdie gordyn wat die heiligste en die allerheiligste geskei het, was die wierookaltaar, die reukofferaltaar waar hulle insens en daai goed gebrand het. En natuurlik dan, as jy in die gordyn ingegaan het na die allerheiligste, dan was dit die altaar gewees. Dit was hy was uit hout uitgemaak en met soliede goud oorgetrek, en dan het hy ook sy draaghoute ingehad wat in hom ingesteek was en nooit uitgehaal mag geword het nie. En dan het hy natuurlik die engele bo op hom gehad. Hulle was, as ek dit vir 'n ander prentjie kan hou, hulle was uit hout uitgesny en met suiwer goud oortrek. Nou die deksel van hierdie ark het bekend gestaan as die versoendeksel. Dit was uit soliede goud gewees. Hy was nie hout oorgetrek, dit was soliede goud gewees. En natuurlik binne die ark was die 10 gebooie gewees, op klip soos deur God se eie vinger geskryf het, en dan sien jy hierso so heerlikheid, so skynsel. Nou hulle het dit die Shekinah Glory genoem. Shekinah Glory, groot woord, maar dit het die heerlikheid van die Here verteenwoordig. Met ander woorde, toe hulle getrek het in die woestyn, as hulle die tempel opgeslaan het, dan was hierdie heerlikheid wel daar. Dit was werklik daar, dit het geskyn, en dit het God se teenwoordigheid voorgestel. En dis hoekom niemand daar kon ingaan nie, want dit was in God se teenwoordigheid, en sonde kan nie in God se teenwoordigheid bestaan nie, jy sien? En wat gebeur het, elke keer as Israel moes verder trek, dan het hierdie heerlikheid opgestyg en in die wolk ingegaan, en dan die wolk beweeg. Onthou die wolk wat Israel gelei het in die woestyn, en interessant, bedags was dit 'n wolkkolom, en snags was dit 'n vuurkolom, wat hulle warm gehou het en vir hulle gelig het. So dan het in die wolk gegaan, en dan die Israeliete geweet, nou moet hulle kamp opslaan, en dan het hulle die tempel opgeslaan en alles, en dan het hulle getrek. Tot waar die wolk stil gestaan het, dan het hulle weer die tempel opgeslaan, en dan die heerlikheid van God weer ingekom, en die allerheiligste in besit geneem, en die Shekinah Glory was dan daar, en niemand kon daarin gaan nie. Nou wat het in die Ou Testamentiese tabernakel of heiligdom gebeur? Wat het gebeur? Want ons moet sien, dit praat 2300 aand en môrens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nie waar nie? Dit is ons sleutel wat ons vanaand wil oopsluit, om te kyk wat dit gebeur. So, kom ons kyk eens, wat het in die Ou Testamentiese heiligdom gebeur? Nou, dit was basies 'n offerstelsel om die mense te leer van Jesus se versoening, van Jesus wat vir ons sondes sou kom sterf. Nou byvoorbeeld, as jy nou sonde gedoen het in die Ou Testament, wat het jy gedoen?
Dan het jy 'n lammetjie gevat en dan het jy na die tempel toe geloop. Nou interessant, in Bybelse tyd, veral in die Ou Testament, was sonde baie meer oop gewees. Ek bedoel, dit was baie meer oop. In die sin van, die mense het nou gehoor, daar het gisterand iets in Piet se tent aangegaan. Dit het nou nie baie kosher geklink nie. Môreoggend sien ons hier loop op Piet met sy lammetjie, dan weet as daar gaan nou Piet tempel toe. Dit was baie meer oop. En dan het Piet met sy lammetjie hier by die tempel gekom, en dan het die priester hom hier voor gekry. En dan het die priester met hom geloop hier na die kant toe, en dan het ou Piet gegaan op sy knieë en hy het sy hande op hierdie lammetjie se kop gelê. En dan het hy sy sondes bely. Met ander woorde, hy het sy sondes op die lam gesit. En die lam is Jesus, nie waar nie? Die simboliek van Jesus wat ons sondes neem. So met ander woorde, dan het hy sy sondes bely, en natuurlik die priester het hier gestaan, en hy kom maar partykeer hoor wat die ou eintlik bely het, jy weet, dit was baie moeiliker in die Ou Testament om jou sondes te bely, as wat ons dit vandag het. En dan, terwyl Piet sy sondes bely, dan die priester daar gestaan, en dan het hy sy hand in sy jas gesteek, en dan haal hy 'n vlijmskerp mes uitgehaal. 'n vlijmskerp mes. En dan het hy daai mes vir jou gegee. Jy moes self daai lam se keel afsny, en hulle die bloed opgevang in 'n bak. Jy moes self die lam se keel afsny. Hoekom? Jy moes besef dat dit my sondes is wat hierdie lam doodmaak. Die bedoeling was dat ek selfs vandag moet besef wie se sondes het Jesus aan die kruis genaal? Dis my sondes, nie waar nie? Ek is skuldig. Ek het Jesus aan die kruis genaal deur dit wat ek gedoen het. En dis mooi geïllustreer deur die lam. Jy moes self daai keel afsny. En ek dink as ons dit vandag moes doen, so baie van ons baie minder gesondig het, nie waar nie? Net om daai tasbaarheid te kon weet wat my sondes gedoen het. Ons vergeet baie keer dat dit my sondes is. My sondes wat vandag nog Jesus aan die kruis vasgespijker het, nie waar nie? Maar in 'n geval, dan het die priester daai bloed opgevang en hang af wat 'n tipe offer dit was. Partykeer is die hele lam gebrand, geoffer, of partykeer net die vet gedeeltes, partykeer die priester sommige van die vleis geëet. Met ander woorde, hulle was die middelaars, hulle moes vir jou intree, so die sonde het kamstig simboliek deel van hulle geword, soos hulle die vleis geëet het. En dan het die priester homself gewas by die koperwaskom, want hy het in die heiligdom ingegaan. En dan het hy met jou bakkie bloed in die heiligdom ingegaan, in die eerste vertrek. Nou daai gordyn was toe gewees, dit was daai dik gordyn, onthou die gordyn wat geskeur het met Jesus se dood, dit is daai dik ene, so hy was heeltyd toe. En dan natuurlik het priester ingekom, aan jou linkerkant was die 7voudige kandelaar, dit het natuurlik Jesus voorgestel as die lig van ons lewe, en aan die regterkant was die tafel met die troonbrode, Jesus die brood van die lewe voorgestel, en dan in die middel was die wierookaltaar, goue wierookaltaar, wat gebrand het, wat in reukwerk gebrand het, en dan het die priester jou bloed gevat, en het dit aan daai horings van die reukofferaltaar gesmeer, en dan het dit versoening bewerk. Met ander woorde, die rook het oor die gordyn oorgegaan en dit het versoening gesimboliseer. En so is jou sondes vergewe. En dan die priester omgedraai en hy het weer natuurlik uitgekom. En dit is hoe jy in die Ou Testament versoening gekry het. Nou, hoe is die heiligdom gereinig of in sy regte staat herstel? Hoe dit gebeur? Dis nogal iets baie unieks. Kom ons lees dit. Levitikus 16 vers 16, ons gaan 'n paar verse lees. Ek wil u uitnooi as jy vanaand by die huis kom, lees die hele Levitikus 16. Is baie interessant en dit vertel u van hierdie versoendag. Dit sê, so moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en van wie hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees, so moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms, wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En niemand mag in die tent van samekoms wees, as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis, en vir die hele vergadering van Israel. Dan moet hy na die altaar uitgaan wat voor die aangesig van die Here is, die allerheiligste, en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem en dit rondom aan die horings van die altaar stryk en met sy vinger van die bloed
7 maal daarop sprinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. Let wel, so moet hy dit dan reinig en heilig. Met ander woorde, die aardse heiligdom is eenmaal elke jaar gereinig deur 'n spesiale bloedofferandes. Hierdie geval het 1 keer 'n jaar plaasgevind, net 1 keer 'n jaar. Nou hierdie diens was bekend as die diens van versoening, of het bekend gestaan as die groot versoendag, of in Hebreëus Yom Kippur. Die groot versoendag, Yom Kippur. Interessant, as u vandag 'n almanak gaan vat, wat die vakansie daar het, en jy gaan kyk onder die Joodse vakansie daar, dan gaan u die dag Yom Kippur daar kry. Kyk op bietjie, is baie interessant. Die Jode vier Yom Kippur vandag nog. Die groot versoendag, en dit is dit wat ek vir u gaan verduidelik vandag. Die Yom Kippur, hulle kan dit nie eintlik meer vier soos hulle moet nie, want daar's nie meer 'n tempel nie. Die tempel is heeltemal vernietig. So hulle het maar 'n ander ritueel hoe hulle dit doen, maar hulle kan hom nie in sy volheid vier nie. Maar dis presies dieselfde dag, Yom Kippur, die dag van versoening op die groot versoendag. Nou dit was 'n baie groot dag in die Joodse kalender, en was ook gesien as 'n oordeelsdag. Baie belangrik, as 'n oordeelsdag. Alle sondes is die dag uit die kamp verban. Nou is interessant, wat het tydens hierdie groot versoendag eenmaal 'n jaar gebeur? Nou ek weet, ek nou reeds vir julle verduidelik wat gebeur as jy jou normale sondes doen, weet dan het Israeliete gekom, lammetjie geslag, dit het die hele ritueel gevolg. Maar op die dag van Yom Kippur, een dag per jaar, op hierdie groot versoendag, week voor die tyd, het hulle met trompette geblaas, sodat almal sou weet, kon waarsku, dat die dag van Yom Kippur, die oordeelsdag, is besig om aan te breek. En dan moes al die Israeliete, almal moes hulle sondes bely het. Vertel die Bybel vir ons. Hulle moes almal hulle sondes bely het. En as een nie sy sondes bely het, voor die dag van Yom Kippur nie, op hierdie versoendag nie, dan moes hy doodgemaak geword het. Hy moes doodgemaak geword het, want sy sondes is dan op hom. Nou toevallig, die Bybel vertel nooit van 'n geval waar iemand gedood is nie, want ek bedoel, hoe weet jy nou of iemand sy sondes bely het of nie? Jy weet, ons weet dit nie. Maar, dit was 'n uitdruklike bevel van God, dat almal daai dag hulle sondes moes bely het. Anderste sou hulle doodgemaak geword het. En daai dag het al die Israeliete in hulle tente gebly. En hulle het almal gebid, en hulle was almal nogal redelik senuweeagtig, want dit het bekend gestaan as 'n oordeelsdag. Almal was hulle in tente, en die priesters was by die heiligdom besig. Nou wat gebeur het? Jy kan dit lees in Levitikus 16, dan het hulle 2 bokke gebring. 2 bokke, redelik dieselfde bokke, hulle moes identies wees, hulle moes volmaak wees, daar moes geen liggaamsgebrek aan hulle gewees het nie. En dan het die priesters die lood gewerp. En ek weet nie hoe nie, of hulle loodjies in 'n hoed gegooi het, of wat, somehow, hulle het maar hulle ritueel of hulle ding gehad, dan het hulle die gelood, en dan 1 bok, waarop die lood geval het, het bekend gestaan as die bok van die Here, en die ander bok, het bekend gestaan as die bok van Azazel, of die bok van die duiwel. So is heel duidelik, een het God voorgestel, Jesus, en die een het die duiwel voorgestel. En dan het hulle hierdie bok, wat die bok van die Here was, het hulle gevat, hier na die kant toe, en dan het hulle het nie hande op die bok gelê nie, want dit is sonde oordrag, nie waar nie, en Jesus was sondeloos. Dan het hulle die bok gevat, en hulle het sy keel afgesny. En natuurlik die bok is geoffer, wat ook al met sy ritueel met hom gedoen het, en dan het die priester, die hoëpriester, hy het eers daai oggend, onthou, hy moes eenmaal 'n jaar, dag van hom, moes hy in die allerheiligste ingaan. En onthou, sonde kan nie in God se teenwoordigheid bestaan nie. So hy moes eers vir homself 'n bul offer. Hy moes eers vir homself 'n bul offer om vir homself versoening te doen. So jy kan dink hoe benoud was die hoëpriester gewees, want hy moet letterlik in God se teenwoordigheid ingaan. En as hy sonde gehad het, wat hy nie bely het nie, zap.
sou hy net daar dood gegaan het. Inteendeel, hy moes klokkies aan sy klere gehad het, aan sy mantel, en die Joodse tradisie vandag nog vertel ons, dat hulle tot 'n tou aan sy voet vasgemaak. Dit kry jy nou nie in die Bybel nie, maar dis die Joodse tradisie wat ons vertel. Hulle het 'n tou aan sy voet vasgemaak, en as hy binne die allerheiligste is, en hulle hoor nie meer die klokkies van sy klere nie, en dit raak lank stil, dan weet hulle, hy's dood. En dan kon niemand ingaan om hom uit te haal nie, want dit is in God se teenwoordigheid, en dan het hulle hom in die tou uitgetrek aan sy voet. Nou, daar is toevallig nooit een geval eers opgeteken waar dit sê dat 'n hoëpriester ooit dood gegaan het nie. Daar is net nie so, ek wil, ons weet nie of dit waar is of nie, maar daar is nooit een opgeteken nie. Maar in elk geval, so hierdie priester het al sy sondes bely, want hy sou in God se teenwoordigheid ingaan, en hy slag vir 'n bul. En dan slag hulle die bok van die Here, en dan vat hy daai bloed, gaan deur die ritueel, kom voor in die tempel in, en natuurlik stap hy met daai bloed binne in, eers sprinkel hy bietjie voor die, Jesus die kandelaar, Jesus die lig, en voor die troonbrode sprinkel hy, en dan smeer hy dit hier op die horings van die altaar, soos by al die ander offers, en dan, net een keer 'n jaar, dan beweeg die hoëpriester deur daai dik gordyn in die allerheiligste in God se teenwoordigheid. En dan moes hy van daai bloed op hierdie altaar se horing smeer, en dan moes hy 7 maal van hierdie bloed sprinkel op die versoendeksel. Onthou, versoendeksel, God se versoening, in God se teenwoordigheid moes hy daai bloed sprinkel. En so is die heiligdom dan gereinig. Met ander woorde, al die sondes wat deur die jare opgehoop het, bely is, het hy dan gevat, denkbeeldig, en dan het hy uitgekom. Uit die tempel uit die allerheiligste, uit die heiligste uit, en buite het die bok van Azazel gewag. Een man het daar gestaan met hierdie bok van Azazel, die bok van die duiwel, en dan, eers dan het die priester sy hande op hierdie bok se kop gelê. En denkbeeldig het hy al die sondes, soos die Israeliete dit bely het, deur die jaar, het hy dan uitgehaal en teruggegee aan wie? Aan die oorsprong van die sonde, die duiwel, nie waar nie? Met ander woorde, die sonde het teruggegaan na sy oorsprong. So jou sondes, as jy dit bely het, gaan terug na die oorsprong van die sonde toe. En dan het daar 'n man gereed gestaan, en hy het met hierdie bok uitgeloop in die woestyn in, en die bok is iewers in die woestyn gelaat, ons weet nie eens presies wat hulle met hom gedoen het nie, sommige tradisie vertel ons, dat hierdie man moes hierdie bok iewers op 'n kloof neersit, dat hy, as hy wou beweeg, dat hy sou afval en doodgaan, of wat ook al, maar die bedoeling was, dat die sonde nooit weer kon terugkom na die kamp toe nie. Duiwel het die sondes gedra soos wat dit bely is. En interessant, dink by jouself, al die Israeliete is tydens hierdie tradisie of hierdie funksie, is hulle almal in hulle tente bang, want dit is 'n oordeelsdag, en dan skielik sien hulle hoe gaan die hoëpriester in, en dan sien hulle kom hulle uit, en dan sien hulle die man wegstap met die bok van Azazel, en wat draai? Hy dra my sondes. En dan skielik het hulle almal gejei, die absolute vreugde. Ons sondes is totaal weg, terug na die oorsprong toe. Ons is totaal vergewe. Interessant. As jy nie jou sondes bely het nie, wie dan jou sondes gedra? Jyself. Jy sien, jy het geleentheid gehad om jou sondes te bely. En as jy dit nie gebruik het nie, is jy self verantwoordelik vir jou sondes. Selfs as vandag, as jy nie jou sondes bely nie, wie dra dit? Jyself. Nie waar nie? Jyself. So is die heiligdom dan gereinig en in sy regte staat herstel, eenmaal 'n jaar op die dag van Yom Kippur. Dit is baie interessant, nie waar nie? Nou, bestaan hierdie aardse heiligdom vandag nog? Bestaan dit? Nee, dit bestaan nie. Die tempel is vernietig in 70 na Christus. Nie waar nie? Baie interessant. Kom ons lees Hebreërs 8 vers 1 en 2. Dit sê, die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit.
Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy in die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Met ander woorde, die aardse tabernakel is gemaak volgens 'n voorbeeld van die hemelse, nie waar nie? Maak dit sin? Met ander woorde, die hemelse tabernakel is nog daar en volgens daai voorbeeld het Moses die aardse een gemaak, sê die Bybel vir ons. Nou bestaan hierdie aardse heiligdom vandag nog? Nee, soos ons gesien het, die aardse heiligdom is afgestel toe Jesus aan die kruis gesterf het. En die gordyn van die tempel wat die heilige en die allerheiligste geskei het, middeldeur geskeur het, onthou hy het van bo tot onder geskeur, 'n mens sou hom van onder tot bo geskeur het. Met duidelik, dit is 'n goddelike doel gewees. En deur hierdie simboliese daad is met die offerstelsel weggedoen omdat ons ware Paaslam vir ons nou geslag is. Jesus wat slagoffer en spysoffer laat ophou het, dis hoekom ons vandag nie meer offer nie. As jy vandag 'n lammetjie offer, dan sê jy letterlik, ek aanvaar nie Jesus se dood vir my op die kruis nie. Nou Jerusalem en die tempel is ook in 70 na Christus deur die Romeine vernietig en die tempel is sedertdien nooit weer herbou nie. En dit is toevallig hoekom Israel of die Jode in Israel en die Palestynë so geweldige bekleierery het. Nie waar nie? Ek bedoel, die Jode wou die tempel herbou. En wat staan op die presiese plek waar die tempel was? Die Moslem moskee. 'n groot heilige plek van die moslems. So met ander woorde, die Jode wil die moslems weggee, dat hulle weer die tempel kan herbou, en dink jy die moslems gaan dit toelaat? Dit is hoekom daar 'n groot bekleierery is. Iets interessants. Na die vernietiging van Jerusalem, voor dit, hoe die Jode, hulle het nou nie Jesus aanvaar nie, maar hoe het hulle versoening gekry? Deur die offerstelsel, nie waar nie? Die lammetjie wat hulle geslag het, dis hoe hulle versoening gekry het. Dink net, na die tempel vernietig het in 70 na Christus, hoe kry die Jode vandag versoening? Hulle het nie Jesus aanvaar nie. Daar's nie 'n manier hoe hulle versoening kan kry nie. Want hulle kan nie meer offer wat versoening bewerk nie. Is nogal baie interessant. Maar ons het, want Jesus, die Paaslam, is vir ons geslag. Nou die ware of die hemelse tabernakel waarna nou hier verwys word, is die hemelse heiligdom waarna Jesus nou die hoëpriester in die hemel is. Met ander woorde, hierdie tempel wat hulle nou na verwys is, wat 'n tempel? Die aardse een? Nee, die een in die hemel. Maak dit vir u sin? Goed. Met ander woorde, Jesus tree op die oomblik vir ons in as middelaar in die hemel, nie waar nie? Hy is ons versoening, hy is ons middelaar wat vir ons intree tussen God en ons. Nou doen Jesus dan vir ons op hierdie oomblik in die hemel, wat die Levitiese priesters op die aarde vir die volk Israel gedoen het? Ek wil doen Jesus nou in die hemel, wat die priesters gedoen het op die aarde vir ons? Doen hulle? In 'n groot mate ja. Kom ons lees dit. Hebreërs 7 vers 26. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriester, om eers vir sy eie sondesoffers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy hom self geoffer het, toe Jesus gesterf het op die kruis. So met ander woorde, doen Jesus vir ons in die hemel, wat die aardse priesters tydens die offerstelsel vir die volk gedoen het? Ja, in 'n groot mate ja. Daar is wel 'n verskil, in die sin van, Christus het nie nodig om daagliks offers vir sy volgelinge te bring nie, omdat hy homself eens en vir altyd gegee het op die kruis, as 'n volmaakte versoening vir ons, nie waar nie? Dis hoekom ons nie offer nie, sy een offer was volmaak. En dan ook, het Jesus nie nodig gehad om soos die priesters eers vir hulle eie sondes te offer nie, want Jesus was volmaak, nie waar nie? Hy het nie nodig gehad om eers 'n bil vir homself te offer nie, en sy versoening vir ons op die kruis was eenmalig,
once off en volmaak. En dis hoekom dit so belangrik is. Nou interessant, in die Oud-testamentiese offerstelsel, die oomblik dat die mens sy sondes op daai kop van daai lam bely het, weet as hy sy hande daarop neergesit het, en die oomblik sy sondes bely, daai mes gevat en daai bloed het gevloei, op daai oomblik is sy sondes vergewe, nie waar nie? Dit maak sin, want die lam het gesterf in jou plek. Dis die simboliek gewees, Jesus in jou plek. Met ander woorde, hy was gered deur die bloed van die Here Jesus Christus en deur sy genade. Nie waar nie? Die oomblik, as daar bloed gevloei het, was daar vergifnis. Nou, as ons na die offerstelsel kyk, waar pas die kruis in? Waar kan ons die kruis neersit, as ons kyk na hierdie offerstelsel? Presies waar? Net mooi hier. Nie waar nie? Ek wil, hier waar die lam geslag is, dis waar Jesus geslag het. So met ander woorde, die kruis is presies hier. Maar interessant, versoening was hier volmaak, maar tog het dit 'n proses gevolg, nie waar nie? Op die brandofferaltaar, deur die koperwas kom, en dan het die priester in die heiligdom ingegaan met die bloed, voor alles, en dan het hy eenmaal 'n jaar, op die dag van Yom Kippur, in die allerheiligste ingegaan, en daai versoening gedoen, waar die tempel gereinig is, of in sy regte staat herstel is. En weet, die bloed te sprinkel op die altaar, al hierdie dinge was nog steeds deel van die versoeningsproses in die Ou Testament, nie waar nie? Ons stop altyd by die kruis, maar dit het verder gegaan, dit het duidelik verder gegaan. Nou, is daar enigiets in die hemel wat gereinig moet word? Dink logies, is daar enigiets in die hemel wat gereinig moet word? Ek wil, as mos nie sonde in die hemel nie. Hebreërs 9 vers 23 sê vir ons, dit was dus nodig, dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele, deur hierdie offer gereinig moes word. Maar die hemelse dinge, selfs deur beter offers as hierdie. Nou, die aarde is gereinig deur die bloed van 'n lam, maar die hemelse deur 'n baie beter offer. Dit was nodig om die aardse heiligdom een keer per jaar, op die dag van Yom Kippur, die groot oordeelsdag of die versoeningsdag, te reinig met die bloed van diere. Maar die hemelse een word gereinig deur 'n ver beter offer as wat die aardse ooit on kan dink. Die dood van Jesus Christus, sy eie bloed. Sy eie bloed. En dan sê vers 24 van Hebreërs 9, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Met ander woorde, Jesus het in die hemelse allerheiligste ingegaan, om vir ons in te tree. Met ander woorde, in ons plek, sodat ons die reiniging, sy reiniging kan ontvang. Nou wat is dan die groot betekenis van 1844? Dit sê, 2000 morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En ons het gesien, dit val op 1844. Nou wat is dan die groot betekenis van 1844? Kom ons lees dit, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Ons almal moet daarvoor verskyn. Nou wat was die groot doel van die offerstelsel gewees? Dit was 'n praktiese voorbeeld van die groot verlossingsplan. Nie waar nie? Ek wil was 'n praktiese voorbeeld van die verlossingsplan, het na Jesus gewys wat in ons plek vir ons sondes sou kom sterf het. Dit maak sin vir u, nie waar nie? Nou net soos die groot versoendag, of die oordeelsdag van Yom Kippur, ook vooruitgewys het na 'n belangrike aspek van Jesus se versoening in die hemelse heiligdom. Met ander woorde, dit sê nog 'n aspek wat ons nie altyd aan dink, wat Jesus vir ons in die hemele kom doen het nie. Nou net soos die groot versoendag ook 'n oordeelsdag was, tydens die reiniging van die tempel eenmaal 'n jaar, so was dan 1844 die begin van die oordeel in die hemel. Het jy dit? Die begin van die oordeel in die hemel, om sodoende die hemelse heiligdom in sy regte staat te herstel. En hoe is die aardse heiligdom in sy regte staat herstel?
deur die sondes het teruggegaan na sy oorsprong toe, deur te wys wie's werklik skuldig, as jy dit bely het. En net so word die hemelse heiligdom gereinig, daar is nie sondes nie, in die hemel nie, maar daar moet 'n oordeelswerk begin, deur te wys wie is werklik skuldig. Wie is werklik skuldig? Baie belangrik. Christus het met ander woorde in 1844 in die allerheiligste afdeling van die hemelse heiligdom ingegaan, net soos die aardse hoëpriester die allerheiligste van die aardse tabernakel ingegaan het op die groot versoendag. Daar is geen sonde in die hemel nie, maar 'n werk van oordeel moet met betrekking tot die verslag van sonde aldans daar afgehandel word. Dit moet wys na wie toe moet dit gaan. So, word ons dan van 1844 af reeds geoordeel? Dink 'n bietjie dan, word ons dan van 1844 geoordeel, net soos die Yom Kippur 'n oordeelsdag was? Word ons van 1844 geoordeel? Onthou, dit is 164 jaar terug, ons is in die jaar 2008, 1844. Kom ons lees wat sê Openbaring 22 vers 12, sê Jesus vir ons, hy sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. So wanneer Jesus terugkom, kom hy om te oordeel, of kom hy om te beloon? Ja, met ander woorde, ons word al reeds voor die tyd geoordeel. Hoekom? Want wanneer Jesus terugkom met sy wederkoms, kom hy nie om ons eers te oordeel nie. Hy gaan nie kom op die wolk en sê, goed, wag eers gou, staan julle hier, ons kyk gou wie dit gemaak en wie nie. Die Bybel is baie duidelik. As dit sê, hy kom om ons te beloon. Hy kom om sy kinders te kom haal. Die oordeel is dus reeds klaar afgehandel wanneer Jesus kom op die wolke. Maak dit sin? Het is klaar afgehandel. Klaar afgehandel. Nou in 1844 het die oordeel dan sy aanvang geneem. Basies begin. Christus het in 1844 met die laaste gedeelte van sy werk begin, voordat hy na hierdie aarde of hierdie wêreld sal terugkom en daar 'n einde aan gaan maak. Ons kan weet dat hierdie datum korrek is, omdat hy die eerste keer betyds was om die afspraak van die profesie na te kom. Presies die doop, presies die kruisiging, presies 34. Dit is korrek. So 1844 moet ook korrek wees. Ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. Ons is nie presies seker nie. Maar hier is God eintlik vir ons besig om vir ons te vertel dat sy koms baie naby is. Baie naby is. Sien, hy wil nie hê jy moet onkant gevang word nie. Die duiwel wil hê jy moet onkant gevang. En dis hoekom hy nie wil hê jy moet weet nie. Maar God is duidelik in sy woord. Nou die oordeel in die hemel wat in 1844 begin het, is 'n ondersoekende oordeel. Dis baie belangrik. Dis 'n ondersoekende oordeel. Dit is nodig sodat Christus met sy wederkoms elkeen se beloning kan saambring. Byvoorbeeld, ons kry 3 tipes oordeel. Hierdie een is baie belangrik. Jy moet onthou, ons kry 3 tipes oordeel. Eerstens kry ons 'n ondersoekende oordeel, dan kry ons 'n bevestigende oordeel en dan kry ons 'n voltrekkende oordeel. Het jy dit? 3 oordeels. Kom ek maak dit vir duidelik. Sê nou jy doen iets verkeerd. Jy slaan iemand dood. Hulle vang jy. Hulle sluit u toe in die tronk en die saak word ondersoek. Dis 'n ondersoekende oordeel, nie waar nie? Is reeds gevang, hulle ondersoek jou saak, nie waar nie? En dan kyk die regter na al die bewyse en alles en dan vat hy daai hamer en sê ek verklaar jou skuldig, zap of onskuldig. Dis die bevestigende oordeel. Dit word bevestig, jy's skuldig of jy's onskuldig. En dan kry ons die voltrekkende oordeel. Dis waar jy op 'n elektriese stoel sit en daai knoppie tik, toast jy. Dis die voltrekkende oordeel. Is met my? So met ander woorde, die ondersoekende oordeel is reeds besig. Nie waar nie? Die ondersoekende oordeel is reeds besig en dan met Jesus se koms, of wanneer daai boeke toegemaak word, is dit die bevestigende oordeel en dan kom Jesus sy kinders haal. En die goddeloses straf, die voltrekkende oordeel. Is met my? So 3 tipes oordeel. Nou wat sê die Bybel? Is die standaard waar volgens ons geoordeel sal word. Wat is die standaard? Baie belangrik. Jakobus 2 vers 10 tot 12 sê,
Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Met ander woorde, die 10 gebooie is God se maatstaf in die oordeel. Daai 10 gebooie in die allerheiligste, in daai ark. Die maatstaf waarvan ons geoordeel gaan word. En dis eintlik, as jy daaraan dink, baie logies, omdat God se wet die gedragsnorm vir ons lewens van vandag is. Nie waar nie? Dis die gedragsnorm vir ons lewens. Dit sê, jy mag nie steel nie, jy moet God lief hê, jy mag nie, dis die gedragsnorm. Wat beteken dit vir my persoonlik, dat die ondersoekende oordeel reeds vanaf 1844 in die hemel begin het? Wat beteken dit vir my? Wat sê God eintlik vir u en vir my vandag, dat die ondersoekende oordeel in 1844 begin het? Wat sê dit vir ons? Jy sien, my naam mag vandag nou opgeroep word om ondersoek te word. En is my lewe reg? Kom ons maak dit prakties. Dis logies dat die oordeel waar begin? By hulle wat reeds dood is. Nie waar nie? Dis logies dat dit by hulle moet begin. Want ek bedoel, as jy dood is, dan kan jy nie meer 'n keuse maak nie. Jy het jou chips gehad, is met my? Jy het jou chips gehad. Met ander woorde, die dag wanneer jy sterf, dan kan jy nie meer 'n keuse maak nie. So met ander woorde, dis logies dat die oordeel begin by almal wat dood is. Maar, dink logies, daar gaan 'n dag kom, wanneer God by die lewendes moet begin. Want die dag as hy gaan kom op die wolke, gaan daar nog mense wees wat lewe op hierdie aarde, en die gaan baie wees. So met ander woorde, hulle moet ook eers geoordeel word, voor God gaan terugkom. So daar gaan 'n stadium kom, net voor die wederkoms, wanneer God met die lewendes gaan oordeel. En dis hoekom hy dit vir ons voor die tyd gesê het. Met ander woorde, en ek weet nie, wanneer my naam dalk opkom in die hemelse heiligdom nie. Goed, ja, die Bybel sê, ons almal moet voor die regterstoel verskyn, maar gaan jy fisies daar verskyn, of gaan die rekord van jou verskyn? Met ander woorde, die boek waar elke gedagte van jou opgeskryf is, elke daad, elke motief opgeskryf, dis daar, nie waar nie? So met ander woorde, dan word jy geoordeel, en God kan jou net oordeel tot op daai stadium. Nie wat in die toekoms nog gaan gebeur nie, want dit maak nie sin nie, tot op daai stadium. En die groot vraag is jou lewe reg? Het jy gekies? Doen jy die regte dinge? Of speel jy nog met sekere dinge? Hebreërs 4 vers 14 en 15 gee vir ons hierdie wonderlike gedeelte, sodat een ek nie hoef bang te wees vir die oordeel nie. Ek bedoel, ons is bang vir die oordeel. Ons sê, nou kom my naam vandag op. Maar weet jy wat? Jy kan net sowel hier uitloop, en 'n trok trap jou. Dat jy in elk geval jou chips gehad. Sien met my? Dan is jou oordeel in elk geval zap op hierdie oomblik. En een ek weet nie, wanneer gaan ek nou net so hard aanval kry, wanneer iets kan gebeur nie. So met ander woorde, ons hoef nie vir daai dag te vrees. Ek wil enigiets kan enige oomblik met my in elk geval gebeur. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Hoekom? Hebreërs sê vir ons, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Wanneer is die regte tyd? Wanneer is die regte tyd? Nou, altyd nou, want een ek weet nie wat nou gaan gebeur nie. Al mag die oordeel dalk vandag oor my gevel word, hoef ek nie, en hoef u nie die oordeel te vrees, as ons Jesus, as ons hoëpriester in ons lewens aangeneem het nie. Ek wil ons hoef nie dan bang te wees nie, want hy is eerstens iemand wat met ons swakhede medelee het, maar dan weer wat ons ken, en tweedens iemand wat weet wat dit is om versoek te word, want hy is ook net soos ons versoek. Met ander woorde, Jesus verstaan dit, hy is ons middelaar, hy tree juis vir ons in sulke dinge.
U kan dit eintlik so basies sien. Wanneer daai ondersoekende oordeel begin, dit het begin, maar wanneer jou en my naam dalk opgeroep word. Jy staan nie reg direk voor God nie, maar jou records is daar. Jou blueprint is daar. Dit is net so goed soos jy staan daar voor God nie waar nie. Wie's nog daar? Die duiwel is natuurlik daar. Hoekom? Hy is die een wat jou aankla. Hy is die een wat al jou sondes gaan uitgooi, tot op die laagste vlak gaan uitgooi. Maar dan is Jesus ook daar. Dan is Jesus ook daar as ons hoëpriester. En wanneer jy Jesus in jou lewe aangeneem het, gooi Satan al hy sondes uit en Jesus kom en hy sê, Vader, wag. Hy het my aangeneem. En omdat hy vir my gekies het, ek weet hy is skuldig, ek weet hy doen al hierdie dinge, maar omdat hy vir my gekies het, staan ek vandag in sy plek. Ek gee my lewe vir hom. Ek het vir hom gesterf op die kruis van Golgotha. En omdat hy my aangeneem het, kies ek om vandag in sy plek te staan en my bloed vir hom te gee. En toevallig, wat kan Satan sê? Wat kan Satan sê? Niks. Dis volmaak, dis betaal. Maar, as u nie Jesus aangeneem het nie, as u nie in 'n lewende verhouding met hom lewe nie, as dit nie vir u eg is nie, en u het nie u sondes bely vir hom gegee, alhoewel al die geleenthede daar was nie, kan Jesus vir u intree? Al wil hy hoe bitter graag. Hy kan nie. Hy kan nie. Sien jy hoe belangrik dit is? En daarom is die groot vraag, wie dra jou sondes? Wie dra jou sondes? Het jy dit vir Jesus die lam, wat vir jou geslag is, gegee? Of dra jy dit jouself? Of dra jy dit jouself? Dit is nie die moeite werd nie. Dit is nie die moeite werd nie. Jesus het alles vir ons gedoen. Hy het hierdie dinge in Daniël 9 al vir ons gesê. Want hy wil nie hê u en ek moet verlore gaan nie. Hy wil nie. Hy wil ons red. En u en ek, het daai keuse. So wat ons het, is daai keuse. Sean, kom sing vir ons 'n liedjie asseblief. Kom ons sit net so. Als verloor ek het niks meer oor en my lewe maak nie sin nie. Als wat ek wou hê het vir my gelê, maar geluk kon ek nooit vind nie. Maar toe kom jy en ontvul my met die vrede van die Heilige Gees en die wys my hoe om te lewe. En die bloed kom was my skoon en ek verwelkom u in my lewe. Ek gee alles nou oor aan u. U is die een wat in my plek kom staan het. Aba Vader, ek gee nou my hart aan u. Is die een wat weet van my pyn en seer en die hou my in die hande. As die storms woed en die winde waai, weet ek verseker by wie ek moet skuil. En nou kom jy en ontvul my met die vrede van die Heilige Gees en die leer my hoe om te lewe. En die bloed is ek nou skoon en ek verwelkom u in my lewe. Ek gee alles nou oor aan u. U is die een wat in my plek kom staan het. Aba Vader, ek gee
wat in my plek kom staan het. Abba Vader, ek gee nou my hart aan U, aan U. U is die een wat in my plek kom staan het. Abba Vader, ek gee nou my hart aan U, aan U. Kom ons buig die hoofde. Ons wonderlike Jesus, baie, baie, baie dankie dat U ons hoëpriester is. Dat U 'n werklike verlosser is wat vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha, U self gegee het en dat U elke oomblik vir ons intree as ons middelaar en priester wat vir ons versoening doen. O Jesus, ons besef weer eens vanaand, ons verdien nie so iets in ons lewens nie, so iets wonderliks in ons lewens nie, maar tog gee U dit so mildelik vir ons. En Here Jesus, vanaand is ons dalk geskok om te besef dat die oordeel al reeds begin het en ons is so naby aan U koms. En binnekort, dalk nog vinniger as wat ons besef, gaan die wolke oopbreek en U gaan kom in die glorie om U kinders te kom haal. O Jesus, ons het nie tyd om mee te speel nie. Ons wil ons lewens vir U gee. Ons wil vir U kies en ons wil vir U lewe en ons wil volgens U woord lewe. Help ons asseblief, Here Jesus, om die regte dinge te doen, om die regte keuses nou te maak, sodat by die dag wanneer U ons name oproep in die hemelse heiligdom, dat ons nie sonder U sal staan nie, maar dat U in ons plek sal kom staan, en dat ons net in die skaduwee van U as ons verlosser sal val op ons knieë, en U kan loof en prys vir die groot offer wat U vir ons gedoen het. Ons sê dankie daarvoor, Jesus. Baie dankie. Amen.